Die minister van Finansies sal op 21 Mei weer 'n begroting ter tafel lê en Ashley Oosthuizen, wat gevangenisstraf in Thailand uitdien, se vonnis is met 20 jaar verminder. Goeiedag, welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Dit is vandag die 30ste April. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sal op 21 Mei sy derde begroting vir die jaar in die parlement ter tafel lê. Hy het die aankondiging vroeër tydens 'n media-konferensie gemaak. Hy het ook tydens die konferensie die tegniese proses verduidelik wat nou met die begroting gevolg moet word. Volgens Godongwana sal daar tussen nou en die 21ste Mei formele gesprekke oor die begroting plaasvind. Hy het tydens die konferensie gesê dat die vertraging 'n teken is dat daar 'n groter behoefte vir openbare deelname is oor die land se fiskale toekoms. Hy sê hy sal ook seker maak dat die kabinet saamstem met die begroting en sal vir elke party 'n gelyke kans gun om hulle stemme te laat hoor. Godongwana het benadruk dat die BTW op 15% sal bly. Ashley Oosthuizen, wat tans 33 jaar gevangenisstraf in 'n tronk in Thailand uitdien, se vonnis is met 20 jaar verminder. Ashley se ma, Lynn Plignout, het die nuus op 'n ondersteuningsblad vir Ashley bekend gemaak. Sy is in 2018 Thailand toe en is in Oktober 2020 in hegtenis geneem by die restaurant waar sy gewerk het. Ashley het 'n pakkie vir haar destydse kerel ontvang wat toe dwelms bevat het. Sy hou vol dat sy nie geweet het dat dit dwelms was nie. Lynn het in 'n video gesê dat die uitspraak beteken dat Ashley nou 13 jaar en 4 maande se gevangenisstraf moet uitdien. In ag genome die 4 jaar wat sy reeds uitgedien het, het sy nou net meer as 8 jaar oor. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê hulle is van mening dat die voorgestelde bestuursregulasies vir die Nasionale Gesondheidsversekering Fonds nie ingestel behoort te word voordat hofgedinge teen die NGV nie afgehandel is nie. AfriForum meen ook dat daar verskeie tegniese gebreke in die voorgestelde regulasies is wat die implementering daarvan sal bemoeilik. Dit is deel van die organisasie se uitgebreide kommentaar wat hy teen die NGV-stelsel ingedien het. 'n Veldtogbeampte vir gesondheid by AfriForum, Louis Boshoff, sê dit is vir die organisasie belangrik dat daar tydens elke stap van die grondwetlike proses teenkanting gebied moet word teen die NGV-stelsel. Hy sê die afkeer van hierdie konsepregulasies kan 'n belangrike tree wees om die implementering van die NGV-wet te staak. En die DA in die Johannesburg Metro het vandag strafregtelike klagte aanhange gemaak by die Johannesburg Sentraal Polisiestasie teen senior amptenare in die metro. Volgens die party kom dit te midde van beweringe van wangedrag en wanbestuur by die Johannesburgse Eiendomsmaatskappy, oftewel die JPC. Die DA se caucusleier in die Johannesburg Metro, Belinda Kaiser Ekiuzonjoku, sê die klagtes is die gevolg van 'n ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid teen van die amptenare. Sy sê die amptenare behoort van bedrog, korrupsie en geldwasery aangekla te word. Dit aan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is nie môre weer terug nie. Môre is natuurlik Werkersdag, so ons vat almal 'n bietjie van 'n blaaskans, maar ons sien jou Vrydag weer. Van my kant af, totsiens.